In hierdie video kyk ons na 'n eksamenvraag wat handel oor Newton se wette. So, hier het ons twee voorwerpe, A en B, met massa's 8 en 4 kg onderskeidelik. Hulle is in kontak. Hulle lê op 'n skynsvlak wat 'n helling van 30 grade met die horisontaal maak. 'n Krag F word parallel aan die helling toegepas en druk aan die voorwerpe soos in die diagram getoon. Okay, so in enige probleem, die eerste ding wat jy wil doen is jou vrye liggaam diagram gaan skets. Okay, so ons begin om dit te doen sonder om te kyk na die vraag. Gaan ons eers gaan sê ons wil die vraag verstaan en ons doen dit die beste deur vrye liggaam diagramme te skets. So vir blokkie A maak ons 'n kolletjie en onthou hierdie blokkie A is op 'n skynsvlak, so jy kan met jou potlood net 'n skynsvlak intrek om seker te maak jy onthou dat dit is op 'n skynsvlak en jy gaan teken nie jou kragte horisontaal nie. Nou, die eerste krag wat ons hier kan teken wat op A inwerk is F. Okay, dis hierdie toegepaste krag. So F stoot hierdie A na bo toe. A gaan 'n normaalkrag hê. Jou normaalkrag is 'n kontakkrag as gevolg van 'n oppervlakte en aangesien hy op 'n oppervlakte is, het hy 'n normaalkrag. Normaalkrag is altyd 90 grade tot die skynsvlak. Okay. Dan het A ook jou gewig. Nou gewig wys altyd vertikaal afwaarts na die middelpunt van die aarde toe. So jy kan jouself verbeel, hier is jou aardbol, hier is 'n massiewe skynsvlak en jy maak seker dat hierdie pyltjie direk na hierdie middelpunt toe wys. Okay, altyd vertikaal afwaarts. Okay, dan het hulle niks gesê dat die 'n wrywinglose oppervlakte is nie. So as hulle dit nie noem nie, beteken dit is 'n algemene geval waar daar wel wrywing is. Nou, aangesien hierdie blokkies opwaarts gestoot word, beteken dit wrywing gaan afwaarts wys. Jou wrywingskrag is altyd teenoorgestel jou rigting van beweging. Okay. Nou, die volgende ding wat ons kan doen om seker te maak ons verstaan wat hier aangaan, is om hierdie gewig, hierdie FG, op te gaan breek in sy komponente. Nou, ons skynsvlak is nou ons x-as en dit beteken ons y-as moet vertikaal loodreg op hierdie x-as wees. Okay, so hierdie is plus minus jou vertikale as. Okay, so ek wil graag hierdie FG wat nou nie deel vorm van hierdie vertikale as van my, gaan opbreek in sy x en sy y komponente. So ek kan sê, okay, kom ons vat net 'n stippellyn. Die FG parallel gaan daarna toe wys by die skynsvlak af en jou FG loodreg gaan hier sit. Ek gaan net hierdie FG skep want hy is in die pad. Okay, so hierdie is ons FG loodreg en hierdie stippellyn is ons FG parallel. Nou, dis parallel want hy is parallel teen die skynsvlak en hy is loodreg want hy is loodreg tot die skynsvlak. Okay, en onthou dat hierdie twee komponente vervang dan nou FG. So ons kan gaan en FG gaan uithaal as dit vir jou meer sin maak en omdat dit dalk jou skets vir jou net bietjie meer vereenvoudig. So hierdie is dan die komponente wat ons het. Let wel dat wanneer ons nou ons vrye liggaam diagram gaan teken vir punte, sal ons FG toon en nie sy komponente nie. Maar vir jou eie onthaalwe wil jy hierdie sketsies iewers gaan teken voor jy begin met die werk. Okay. Nou daar's nog 'n krag wat op hierdie A inwerk as gevolg van hierdie blokkie B. So daar's nog 'n krag afwaarts en ek gaan sommer hierbo inteken. En ons kan hom noem die krag van B op A. So dit is jou Newton derde kragpaar. Okay, so hierdie B stoot A afwaarts. So dis die krag van B op A en terselfdertyd met dieselfde grootte stoot blok A vir B opwaarts. So dis die krag van A op B. Al wat verskil is hulle rigting.
wanneer jou skets besig raak en jy sien dat jy te veel kragte vir die sirkel, moenie die rigting van die pyltjies verander nie. Hulle moet altyd parallel wys aan mekaar. So jy wil nie gaan en dit doen nie. Jy wil nie gaan sê, okay, hier het ek wrywing, nou het ek nie meer plek nie, so hierdie een is so bietjie skuins en hierdie een is so bietjie skuins. Okay, vat nie, moenie dit doen nie. Al wat jy doen is jy maak seker dat jou pyltjies parallel aan mekaar bly en jy gaan maak eenvoudiglik net daai sirkel groter. Okay, make the circle bigger. Alright, so dit is die kragte op voorwerp A. Kom ons gee net vir my ander kleure dan net so 'n bietjie uitstaan. Nou kom ons kyk na blokkie B. Blokkie B het natuurlik dieselfde skynsvlak. Teken sommer sy sirkel van die begin af groot. Nou, die enigste krag wat B ervaar wat hom teen die helling opstoot, is hierdie Newton se derde kragbaar, die FA op B. So dis my enigste krag na bo toe, krag van A op B. Afwaarts teen die helling af gaan hy sy wrywing hê. Dan het hy sy normaalkrag, F van N. Hy gaan ook sy gewig hê, vertikaal afwaarts na die middelpunt van die aarde toe. En ons kan dan ook sy komponente gaan inteken wat jou FG loodreg is en jou FG parallel. Okay, en dit is dan die vrye liggaam diagram van B. Ek het sy wrywing, ek het sy gewig, ek het sy normaalkrag en ek het sy Newton derde kragbaar ook. Okay, so kom ons kyk nou na die vraag. Nou dat ons 'n idee het van die vrye liggaam diagramme, kan ons begin kyk na die vraag. Okay, die eerste vraag in hierdie vraestel sê eenvoudig stel Newton se tweede wet in woorde. Ek stel voor dat jy gebruik maak van flitskaarte om jou definisies te memoriseer. So jy skryf aan die voorkant jou opskrif en aan die agterkant die definisie. En julle sal sien ek maak baie keer gebruik van die term mnemonic. Nou, 'n mnemonic is 'n manier om inligting om te skakel na prentjies toe. So in hierdie skets sal julle sien ons het Hulk. In my storie stel Hulk 'n krag voor, maar hierdie Hulk hou 'n klein visnetjie vas. So dis dan Hulk met 'n net wat is F-net, netto krag. Jy het 'n klein karretjie wat kan vinnig ry, dit stel jou versnelling voor. En dan het jy jou massa M, wat bietjie moeilik is om te sien daar, maar dis 'n M&M mannetjie in die karretjie en hy versnel dan in die rigting van hierdie Hulk met sy net. Okay, so daar is ander videoetjies wat julle kan gaan kyk op my kanaal wat hierdie storie mooi verduidelik. Okay, ek sal dit ook link in hierdie video. So, die definisie van Newton se tweede wet sê, wanneer 'n nettokrag op 'n voorwerp inwerk, versnel die voorwerp in die rigting van die nettokrag teen 'n versnelling direk eweredig aan die krag en omgekeerd eweredig aan die massa van die voorwerp. Hier kry jy 2 of niks. Maak seker jy ken die definisie soos wat dit in die caps geskryf is. Okay. 2 of niks, baie belangrik. Die volgende vraag sê, teken 'n vrye liggaam diagram met byskrifte van die kragte wat op 'n B inwerk soos dit teen die helling opbeweeg. Nou ons het reeds B-sin gaan skets. En dis vir hierdie rede wat ek nie wil hê jy moet slegs gaan en net die vraag volg en net een ou sketsie doen van B nie. Dis baie belangrik dat jy ook weet hoe lyk A se vrye liggaam diagram. Enigste ding wat ek hier sal verander is ek sal nie die komponente van die kragte wys nie, maar eerder gewig self. Okay, so jy sal sien dat as dit 4 punte tel, dat jy 4 vektore moet wys. FB sal ek ook net hier bietjie sit dat hy op die skynsvlak af is, want hier is nou my sketsie vir punte. Wrywing is as gevolg van die oppervlakte. So ons maak seker ons teken hom teen die oppervlakte. Okay. Laaste ding, onthou, hulle sê hier met byskrifte, jy gaan 'n sleutel moet wys om te sê Fn is jou normaalkrag. Fb is jou wrywingskrag. FAB kan jy maar net uitskryf as die krag van A op B. Jy kan ook toon dat dit 'n Newton derde kragbaar is. Okay, eerder te veel inligting as te min. En dan natuurlik Fg is eenvoudig jou gewig of gravitasiekrag.
So maak seker, as dit 4 punte tel, dat jy gaan en jy maak seker dat jy het hier 4 vektore geteken. Okay, daar word addisionele inligting vir ons gegee wat sê die grootte van die kinetiese wrywingskrag op blok A is 6.8 Newton en dit op blok B is 3.4 Newton. So wat ek dadelik sal wil doen om vir my net 'n visuele merker te skep is om terug te gaan na my skets toe, die wat ek aan die begin doen van my vraestel, en ek maak seker ek skryf hierdie inligting vir myself hierin. Okay, so die wrywing B is gelyk aan 3.4 en die wrywing van A is 6.8. Okay, ons probeer die inligting so visueel as moontlik vir onsself hou. Dan word daar vir ons gevra, bereken die grootte van F, dis die toegepaste krag, indien die stelsel teen die helling teen 'n konstante snelheid op beweeg. Nou, die woorde kan nie nog belangriker gesien word nie. Okay, jy maak seker jy highlight dit. Jy maak seker daar's klein klokkies wat in jou kop afgaan wanneer jy lees konstante snelheid. Want wat gebeur as ons lees konstante snelheid? Konstante snelheid moet vir jou onmiddellik sê dat die versnelling is gelyk aan 0. En dit beteken volgens Newton se tweede wet dan, maar onthou Newton se tweede wet sê F net gelyk aan ma, as A 0 is, beteken dit dat jou netto krag gelyk is aan 0. Okay, so ongelooflik belangrik wanneer jy lees konstante snelheid, wil jy al klaar dadelik die vir jouself neer gaan skryf. Okay, so ons het die grootte van F, indien hierdie stelsel teen 'n konstante snelheid opbeweeg. Okay, so wat ons kan doen om hierdie probleem op te gaan los, is in plaas daarvan om na al twee liggame apart te gaan kyk, kan ons aan hierdie dink as 'n enkele stelsel. So ek kan eintlik nou maar gaan sê, okay, ek teken die as een voorwerp met 'n gesamentlike massa van 12. Op hierdie stelsel het jy 'n toegepaste krag, jy gaan die wrywing van die 8 en die 4 kg hê. Maar wat gebeur is as jy dit sien as 'n stelsel, is jy kanselleer half daai interne Newton 3 kragbaar uit. Okay, so kom ons kyk na die vrye liggaam diagram op hierdie voorwerp of op hierdie nuwe stelsel. So ons het boontoe het ons die krag F. Afwaarts gaan ons albei die wrywing sê. So ons het die wrywing van A, ons het die wrywing van B, en dan het ons die FG parallel van die hele massa. Onthou, dis nou een nuwe massa wat ons geskets het. So die byskrifte is wrywing A, wrywing B en FG parallel van A en B. Okay, so hierdie is my horisontale komponente. Ons kan die vertikale komponente ook gaan inteken. Hierdie sal jou normaalkrag wees en afwaarts gaan jy FG loodreg van A plus B. Nou, omdat hy teen 'n konstante snelheid beweeg, beteken dit dat hierdie krag teen die helling op moet gelyk wees aan die kragte teen die helling af. So ons kan dit oplos deur te begin met Newton se tweede wet en ons sê die som van die kragte is gelyk aan 0. Opwaarts vat ons as positief en afwaarts vat ons as negatief, want in fisika vat ons rigting van beweging wat opwaarts is as, wel ek wil nou skryf versnelling, maar ons beweeg opwaarts. So kom ons maak net 'n V. Okay, so ons gaan skryf, okay, F minus die F van A minus die F van B minus FG parallel A plus B is gelyk aan 0. Nou die twee wrywings is reeds bekend, dis vir ons gegee. So kom ons skryf dit uit soos volg. Die wrywing van A was gegee as 6.8. Die wrywing van B was gegee as 3.4. En onthou hierdie FG parallel is die massa nou van A plus B, gravitasie, die sin van die hoek theta. Okay, ons sal nou kyk waar kom die vandaan net vir hersiening. Okay, so kom ons vul die res van hierdie inligting in. Dis dan 6.8 minus 3.4 minus 12 maal 9,8. 9,8 is jou gravitasieversnelling G. En die hoek is 'n hoek van 30 grade. Dis hierdie hoek van die skynsvlak.
Okay, so nou sien ons dat F gaan gelyk wees aan die som van al hierdie waardes. Dit gee dan vir jou 'n antwoord van 69 Newton. Dat dit kragte is vektore en daarom help dit as jy dan rigtingwys het, want hulle het nie gevra, ons kyk. Ja, hulle het gevra vir die grootte, soos ons teruggaan na die vraag toe. Hulle vra vir die grootte van F. As hulle vra grootte van F, kan ons rigting weglaat. As hulle wel net gesê het, bereken krag F, dan sou jy moes rigting wys het. Nou, vraag 2.3.2 sê die kinetiese wrywingskoëffisiënt vir B. Hier wil ons weer kyk na ons vrye liggaam diagram van B. Die wrywingskoëffisiënt is hierdie mi. Okay, hierdie simbool mi. Wat lyk soos 'n I en 'n M gelyktydig. Okay, spel hom mi. So die wrywing is reeds bekend. Wat beteken ons hierdie wrywing? Die normaalkrag kan ons bepaal vanaf ons skets. Ons kan sien dat F van N gaan gelykstaande wees aan FG loodreg. Hierdie twee is in dieselfde vlak en daar's geen ander kragte in hierdie y-rigting nie. Nou omdat hierdie blokkie nie teen in die lug opbeweeg of in die skynsvlak insak nie, beteken dit die versnelling in hierdie y-vlak is gelyk aan 0. So die som van die kragte in hierdie y-vlak is gelyk aan 0. So dit beteken dat hierdie normaalkrag moet gelykstaande wees aan FG loodreg. Okay. So ons kan gaan en sê, okay, wrywing is gelyk aan mi maal die normaal. Mi gaan dan nou wees jou wrywingskrag gedeel deur die normaalkrag en jou normaalkrag is gelyk aan FG loodreg. Nou, FG loodreg kan ons uitskryf as die gewig, die kos van die hoek theta. Okay, aan die einde van hierdie sal ons gaan kyk na waar hierdie komponente mooi vandaan kom, as jy vergeet het. So, 'n wrywing vir blok B was gegee, ons het dit hier geskryf, is 3.4. Die massa van blok B was gegee as 4 kg, maal die 9,8 vir G en die kos van 30. Dit gee dan vir jou 'n wrywingskoëffisiënt van 0,1. Okay, die wrywingskoëffisiënt het geen eenheid nie, so hy is eenheidloos. Okay, hoekom is hy eenheidloos? Want as ons gaan kyk na hoe ons mi bepaal, dit is die wrywing gedeel deur die normaalkrag en albei daai word gemeet in Newton. So die eenhede kanselleer uit en daarom wys dit vir ons dat mi is eenheidloos. Mi is wel altyd tussen 0 en 2. Okay, so as jy 'n waarde kry wat baie groot is, gaan kyk net meer na jou berekeninge. Okay, in die laaste gedeelte van hierdie eksamenvraag sê hulle vir ons die hoek tussen die helling en die horisontaal verander na 35 grade. Oorspronklik was dit 30 grade. So ons hoek het verhoog. Eerste vraag sê, hoe sal die antwoord op die vorige vraag, waar ons mi bereken het, okay, beïnvloed word? Skryf slegs neem toe, neem af of bly dieselfde. Nou mi is afhanklik van die oppervlaktes. Nou dis 'n belangrike teorie om te onthou. Dit beteken dat ons kan slegs hierdie mi verander of die koëffisiënt van wrywing verander deur die oppervlaktes te verander. As die oppervlaktes se hoek verander, verander mi nie. So die eerste geval gaan dit net wees bly dieselfde. As hulle gevra het vir 'n rede, sou dit wees want mi is afhanklik van die oppervlaktes en nie die hoek nie. Volgende vraag sê, hoe sal die grootte van die kinetiese wrywingskrag op die voorwerp B beïnvloed word? Kinetiese wrywingskrag. So om die mooi te verstaan, kan ons 'n bietjie gaan oordryf met hierdie hoek. Kom ons veronderstel ons eerste hoek is baie klein en die nuwe hoek is nie net 5 grade groter nie, maar baie grade. Sodat ons net 'n visuele idee kan kry van hierdie vrye liggaamdiagram. Okay, so in die eerste geval het ons nou ons gewig en onthou gewig het komponente. So hierdie gewig se FG parallel is omtrent daar en sy FG loodreg omtrent daar. Hierdie enetjie se gewig bly dieselfde. Die blok se massa het nie verander nie. Okay, so dis nie noodwendig die maklikste ding om te sien nie. Ek dink my skets moet ook dalk net 'n bietjie groter geteken word. Maar jy kan wel sien dat FG parallel
het baie toegeneem. So hierdie enetjie neem toe, wat beteken daai enetjie gaan moet afneem. FG loodreg. Okay, in vergelyking met hierdie eerste skets, want hierdie is dieselfde, dit moet konstant bly. So die som van sy komponente moet nog steeds vir jou dieselfde waarde gee. So as die FG parallel, wat jou glykrag is, toeneem, neem hierdie loodregte komponent af, sodat hulle saam nog steeds vir dieselfde FG gee. Nou, hoekom is dit belangrik? As ons nou gaan kyk na kinetiese wrywingskrag. Wrywingskrag hang af van die normaalkrag. As ek my normaalkrag gaan inskets, normaal is altyd loodreg tot die oppervlakte. Normaal is gelykstaande aan FG loodreg. So jou Fn, die normaalkrag, is gelyk aan FG loodreg. As FG loodreg afneem, dan neem die normaalkrag af. As die normaalkrag afneem, neem jou wrywing af. Okay, so hoe meer skuins die vlak is, hoe minder is jou wrywing. So hier sou ons gesê het, neem af. In terme van verduidelik die antwoord, kan ons dit gaan skryf deur gebruik te maak van hierdie simbole. Eerstens deur te sê normaal, is direk ewereedig aan die FG loodreg, loodregte krag neem af, daarom neem die normaal af, en aangesien wrywing direk ewereedig is aan die normaal, gaan die wrywing ook afneem. So, as mens dit nou min of meer in 'n sinnetjie wil skryf, kan jy so probeer. So as FG loodreg afneem, Fn afneem, omdat die normaalkrag direk ewereedig is aan FG loodreg. So die wrywing neem af, omdat wrywing direk ewereedig is aan die normaalkrag. Okay, so ons het nou baie gewerk met die komponente van gewig. Ek het gesê ons sal gou net bietjie deur die teorie hardloop vir dit, indien dit iets is waarmee jy sukkel. So as jy doen, kyk gerus verder. So kom ons fokus nou net op gewig. Hier is FG. Onthou, FG is massa mal gravitasieversnelling. Okay, dan het ons komponente. Hier het ons FG parallel en hier het ons FG loodreg. Nou, jou FG parallel is mg, wat die gewig is, FG, die sin van die hoek. So hierdie S, sê ek altyd, kan jy onthou as slide. Jou FG parallel is jou glykrag. Okay, so dis jou sliding force. So probeer onthou, slide. Okay, te weet dat as FG parallel toeneem, dan neem die glykrag toe. Okay, so sin vir slide. FG loodreg is hierdie mg, die gewig, die kos van die theta. Nou hierdie is jou loodregte komponent. As jy jou loodregte simbool omdraai, dan lyk dit soos 'n tafeltjie. En wat eet ons op ons tafels? Kos. Okay, so dis 'n ander manier om net die te memoriseer. Okay, so onthou die koskomponent vir die loodregte gedeelte. Nou, kom ons kyk na die trig van die. Julle ken seker julle sin, kos en tan. So onthou dat sin van theta is sin t, s, en kos van theta is kos as. Okay, so probeer dit so onthou. Nou die driehoek wat ons hier wil teken, lyk dan soos volg. Vertikaal afwaarts is steeds ons FG. En hier het ons FG loodregte komponent. En dan skuif ons daai FG parallel net na hieronder, FG parallel, om ons driehoek te voltooi. Nou hierdie hoek wat ons hier het, gaan altyd dieselfde hoek wees van die skynsvlak. Okay, die hoekies is dieselfde. So as hierdie hoek is van 30 grade, dan weet ons dat hierdie hoek hier is 'n 30 grade. Hierdie is jou 90 grade hoek, en dan as ons nou gebruik maak van sin theta is TS, teenoorstaande van hierdie is FG parallel. Okay, so ek het FG parallel hier,
Skuins van die is hierdie f van g. So dis jou skuins. So f van g. Nou kan ek sien dat as ek hierdie herskryf in terme van fg parallel, dat fg parallel is gelyk aan fg die sin van theta. Okay. Ons gaan dieselfde doen met die kos as. So aangrensende van hierdie hoek is hierdie FG loodreg. Skuins is nog steeds die f van g. So ons sien dat FG loodreg, as ek deurmul met hierdie FG aan beide kante, is FG die kos van theta. Okay. So jy kan gaan memoriseer deur die tafeltjie en die glyplank te onthou, maar die veiligste beste manier is maar altyd net seker te maak dat jy verstaan die trig rondom die son. Okay, hoekom ons hierdie komponente so skryf. Hierdie mag jou dalk deurmekaar maak, want in baie gevalle kyk ons sê nou maar na 'n blokkie en hierdie blokkie is op 'n horisontale oppervlakte en daar word 'n toegepaste krag teen 'n hoek toegepas. Okay, so hierdie is FT. Nou hierdie FT kan ons opbreek in sy twee komponente, FTX en FTY. Hier is jou FTX, dan nou FT, die kos van die hoek, wat hy maak met die horisontaal, en jou FT van Y is jou FT die sin van daai selfde hoek. Okay. So dit lyk asof ons hier sê die X is nou sin, en hier sê ons die X is nou kos, maar onthou dat hierdie driehoek is net omgedraai. So as ek hierdie driehoek gaan voltooi, gaan ek sê, okay, hierdie is my FTX, hier is die FTY, en hierdie is jou F toegepas, en hier is jou hoek. So probeer self, gebruik jou kos theta, kos as, en gebruik jou sin theta, sins, en kyk of jy by die regte formules uitkom, wat ons hier geskryf het. Okay, so ek hoop julle het iets geleer, sien julle weer in die volgende video.